Ek is Dominee Janie Bischoff van die AP Kerk Ordonia en in ons volgende oordenking vanuit die boek Nahum luister ons na hoofstuk 1 vers 3. Die Here is lankmoedig, maar groot van krag, en nooit laat die Here ongestraf bly nie. Sy weg is in warrelwind en in storm, en wolke is die stof van sy voete. Ons lewe in 'n tyd waar die waarheid al hoe meer subjektief word. Vir baie mense is waarheid soos 'n persoonlike voorkeur. Wat vir my reg voel, is vir my waar, en wat vir jou reg voel, is vir jou waar. Die slagspreuk van ons tyd is eenvoudig: you do you. Doen wat vir jou reg is, solank dit net nie iemand anders seermaak nie. Maar hierdie manier van dink bied geen vaste grond nie. Sonder objektiewe waarheid is daar geen manier waarop ons boosheid werklik as boos kan uitwys nie. As elkeen self besluit wat reg en verkeerd is, kan niemand tot verantwoording geroep word. Daarom is die vraag waarmee mense vandag worstel eintlik ook baie oud. Dinge soos, wat is sonde werklik? Wat is die straf op die sonde? En hoe kan ons van sonde verlos word? Dit is presies hierdie tipe vraag wat Nahum in vandag se teks vir ons help beantwoord. Die wêreldse maatstaf vir reg en verkeerd klink aanvanklik baie aantreklik. As ek self kan besluit wat reg is, hoef ek mos nooit skuldig te voel nie. Maar sodra ander mense betrokke raak, val hierdie benadering uitmekaar. Wat gebeur wanneer twee mense se waarhede bots? Of wanneer die meerderheid iets goedkeur wat duidelik onregverdig is? Ons het 'n vaste en objektiewe standaard nodig. Dit kan nie uit mense kom nie, want mense is te wisselvallig en selfgesentreerd. Net God kan vir ons sê wat reg en verkeerd is, want hy is ons skepper. En hy doen dit in sy woord. In Eksodus 32 sien ons hoe Israel 'n goue kalf aanbid terwyl Moses op die berg is. Die kern van die sonde daar is dat hulle God nie as God wil erken nie. Hulle wil self bepaal wat reg is, hoe God gedien moet word. En nog steeds is dit maar die kern van sonde ook vandag. Wanneer ons gevoelens bo God se woord stel, wanneer die kultuur of die opinie van die meerderheid as maatstaf gebruik word, wanneer ons morele kompromieë maak omdat gehoorsaamheid ongemaklik of dalk selfs gevaarlik is, wanneer ons die sonde versag met mooier woorde of dele van die skrif ignoreer omdat dit nie by ons moderne sieninge pas nie. Sonde is nie net verkeerde dade nie, dit is 'n ingesteldheid wat sê, ek weet beter as God. Dit is om hom nie as koning te erken nie. Die groot probleem met die sonde is dat dit gevolge het. Nahum sê duidelik, die Here laat nooit die sonde ongestraf bly nie. 'n regverdige koning kan nie enige opstand teen sy gesag ignoreer nie. In die Bybel sien ons dit keer op keer. Na die goue kalf sterf duisende Israeliete. Na Judas se aanhoudende ongehoorsaamheid volg ballingskap en die dood. Die patroon is duidelik. Sonde lei tot die dood. En dan ook nie net die fisiese dood nie. Sedert die sondeval is die mens ook geestelik dood. Afgesny van God se teenwoordigheid. Paulus sê ons is dood deur ons sondes en misdade. En uiteindelik wag daar ook vir ons die ewige oordeel vir elkeen wat God verwerp. Hierdie waarheid maak mense ongemaklik, maar dit is noodsaaklik. Sonder 'n regverdige straf is God self nie regverdig nie. En sonder 'n regverdige God wat die bose vernietig, is daar geen ware hoop nie. So, wat is ons hoop? Dieselfde God wat regverdig is en nooit die sonde ongestraf laat bly nie, is ook lankmoedig en genadig, sê ons teks. In Eksodus 34 hoor ons dat God die sonde vergewe. Maar hoe is dit moontlik? Na die goue kalf word God se toorn deur voorbidding afgeweer. Moses tree daar vir die volk in. Maar tog is die verlossing wat op hierdie wyse gebring word, altyd tydelik, altyd onvolledig. Die sonde word gestraf en die probleem duur voort.
Daarom stuur God uiteindelik self die volmaakte middelaar. Jesus Christus word mens, leef 'n sondelose lewe, dra aan die kruis die volle straf vir ons sonde. Dit wat in die Ou Testament net uitgestel is, word in Christus finaal afgehandel. Die oordeel word nie net tydelik afgeweer nie, dit word gedra. Deur sy opstanding wys Christus vir ons dat die prys volledig betaal is. En op hierdie oomblik tree hy steeds vir ons by die Vader in. In hom is daar ware vergifnis, ware lewe en ook ware vrede met God. Ja, die wêreld sê, skep jou eie waarheid, terwyl die skrif sê, daar is net een waarheid, en sy naam is Christus Jesus. Hy is nie 'n opinie of een van vele opsies nie, hy is self die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. In 'n tyd van verwarring en selfbedrog, roep God ons om hom te erken as God, om ons sonde te bely en ons hoop volkome op Christus te stel. Nie ons gevoelens nie, nie ons kultuur nie, nie ons samelewing nie, maar God se woord is die maatstaf vir wat die waarheid is. En hierdie waarheid in Jesus Christus maak ons vry. Kom ons bid saam. Here onse God, ons bely dat ons so maklik ons eie maatstawwe gebruik en U nie altyd as God erken nie. Vergewe ons waar ons U woord verdraai of ignoreer en onsself probeer regverdig. Dankie vir U geduld en genade en bo alles dankie vir Jesus Christus wat ons straf gedra het. Amen.